Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 1 Oktober. Kan jy dit glo? Ons is al in Oktober van hierdie jaar. En dis natuurlik Koffiekuier 887 en ons gesels so 'n bietjie verder oor ons tema oor die omarming van al die medewerkers wat ook saam versorg aan God se aarde. Nou, julle sal onthou dat ek Dinsdag so inleidend gepraat het en Karel het mos nou Sondag in die erediens ook aangesluit by daardie teksgedeelte in Markus 9. Waar Johannes na Jesus toe kom en vir hom sê, Here, ons het iemand gekry wat duiwels in die naam uitdryf en ons het hom probeer stop, want hy is nie een van ons nie, hy volg ons nie. En dan sê Jesus, nee, moenie hom stop nie, want niemand kan in my naam iets doen, en dan onmiddellik ook met minagting van my praat, en dan vers 40, daai belangrike vers wat sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou, vriende, ek gaan nou nie in die detail daarop ingaan nie, maar ons as gelowiges sal moet leer om met 'n groter openheid te sê, wie is die mense wat ons mee kan saamwerk, wat 'n gemeenskaplike doel het, wat nie teen ons is nie, en wat by implikasie vir ons is rondom 'n klomp sake, maar veral dan ook wanneer ons praat oor die versorging van die aarde. En ek het Vrydag gesê, ek wil vandag so 'n bietjie meer oor die omgewingsbewaring, die aardesorg self praat, en ook hier iets ontdek van die feit dat God se skepping en God se werk in hierdie skepping baie groter is as ek of jy. Dit gaan oor 'n groter groep mense wat God gebruik, juis ook vir die voortsetting van sy skepingswerk, die onderhouding van sy skepingswerk hier op aarde. En daarom wil ek jou vanmôre terugvat na die skepingsverhaal toe, wat ons daarvan in Genesis 1 lees. Julle ken ons nou die verhaal, nie? Daai ritme van dit het aand geword het en môre geword, was die soveelste dag en God geskep. En elke keer sê die Here, nadat hy iets geskep het, lees ons daar staan, en God het gesien dit is goed, en God het gesien dit is goed. En dan lees ons daar in Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep. Dis nou ek en jy, nie? God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy geskep. In vers 28 sê, toe het God hulle geseën, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan vertel die Genesis verhaal vir ons, het die Here gesê, kyk na die plante wat saad gee, en dit gaan julle kos wees, en die wilde diere, en die voël, gebruik dit. En dan as hy klaar is in vers 31 sê, God het weer na alles gekyk wat hy geskep het, en dit was baie goed. Nou vriende, in hierdie paar verse lê daar ook eintlik 'n hele preekreeks opgesluit. Die feit dat ons geskep is as God se verteenwoordiger, sy representatives, nie, ons moet hom verteenwoordig hier, sê ongelooflik baie. Die Genesis verhaal, die skepingsverhaal sê vir ons, God het ons geseën. Hy het ons geseën, blessed people, wat namens hom moet verteenwoordig hier op aarde. En dan die opdrag, bewoon die aarde en bewerk dit. Nou, daai gedagte van ons moet heers oor die vis in die see en die voëls en lig en diere wat oor die aarde kry, beteken nie, ons moet dit nou maak wat ons wil daarmee nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om namens God dit te bestuur, dit te versorg, dit op te pas, dit te bewaar, noem maar op al daardie woorde. En daarom kan ek en jy as gelowiges nooit wegkom van die verantwoordelikheid wat ons het vir hierdie aarde waarop ons woon nie. Ons kan nie maar net sê, ons kan gebruik en ons kan misbruik en ons kan maak wat ons wil, want dit is ons om te geniet, die Here het ons geseën met alles, ons het die verantwoordelikheid om dit te versorg, volhoubaar te versorg, ook ter wille van die geslagte wat nog mag kom. Dis nie net vir my en jou nie, dis vir die mens wat God het gegee het. Nou, vriende, as ons oor hierdie goed nadink, dan wil ek onmiddellik sê, daar het vir my Sondag, ek het by die VGK mos nou gepreek hier in Kleinmond, en Wiek Brink, julle sal van hom onthou, Wiek was baie betrokke by die CSV vroeër jare, as ek nou reg onthou, maar Wiek het namens die Kleinmond Natuurbewaringsgroep Sondag ook so 'n bietjie kom praat, oor die werk van die kapgroep hier. Nou, baie interessant. En hier wil ek nou vra daai verskoning vir die ouens wat dalk in Gauteng of in die Oos-Transvaal of op 'n ander plek bly.
In ons Kogelberg biosfeer, as jy nie weet presies waar dit is, jy gaan Google dit, dan gaan vir jou sien presies waar is die Kogelberg biosfeer. In hierdie biosfeer waarin ons bly, dis so van Arabella af tot by Rooihals, omtrent ons gemeentegrense, sê die slim ouens vir ons, is 1880 plantspesies wat uniek is aan hierdie omgewing. 77 van daai 1880 plantspesies wat hier voorkom, kom op geen ander plek in die wêreld voor nie. Nie eers in Hermanus nie. Kogelberg biosfeer het 77 unieke plantspesies. Natuurlik hoofsaaklik fynbos, nee, wat in ons omgewing voorkom. En as mense nou praat van die groter Cape Floral Kingdom, waarvan die ouens praat, dan strek dit so daar iewers ter ander kant Nieuwoudtville, so by die Cederberge langs Olifantsriviervallei hier om die Kaap en dan nou verby om tot by Port Elizabeth, of moet ek sê Gewega, nee? Dis die Cape Floral Kingdom. En hier op die kaart wat ek nou vir jou wys, kan jy sien waar lê daai gedeelte van die Cape Floral Kingdom. Ons is deel van daardie gebied. Nou, as jy die Kogelberg biosfeer waar ons nou bly hier in Kleinmond omgewing, as jy daai vat, dan sê die slim ouens vir ons, as ons praat van aardesorg, hoe kan ons die aarde oppas? Dan is deel van die Genesis 1 verantwoordelikheid wat ons het, om te sê hoe bewaar, versorg, bestuur ons hierdie omgewing, soos wat God het geskep het, sodat dit behoue en versorg bly. En vriende, een van die groot uitdagings wat ons in hierdie omgewing sit, soos trouwens eintlik op talle ander plekke in die land, is die voorkoms van indringerplante. Dit indringer alien species, wat die fynbos vernietig, die natuurlike fynbos oorneem. Nou, Wiek het 'n baie interessante ding vir ons gesê, en ek gaan nou probeer, ek hoop nou my vaardighede met die editing is reg, dat elke keer as ek 'n ding wys, gaan ek vir jou die prentjie wys, dalk sommer hier so in die hoek, nee. Hy sê die 7 mees algemene indringerplante in ons omgewing is nou nie noodwendig in voorkoms van belangrikheid of wat ook al nie, maar is in die eerste plek die Australiese mirt. Nou, die van julle wat wonder hoe Australiese mirt lyk, hier is 'n foto van die ding. Sy geleerde naam, as ek dit nou reg uitspreek, is Leptospermum laevigatum. Nou, laevigatum lyk vir my iets soos dit duiwelswoord amper klink. Die Australiese mirt. Dit is een van die indringerspesies wat wyd hier voorkom. Die tweede indringerspesie wat in ons omgewing voorkom en wat die fynbos verdring, is natuurlik die Port Jackson bome. Ons almal ken die Port Jackson bome baie wyd in ons land ook, Acacia salina. En as jy hom iewers ter sien, dan moet jy weet, hy hoort nie daar nie. Dis 'n indringerplant, dis uitheems, hy hoort nie in Suid-Afrika nie. Die derde van hierdie 7 mees algemene indringerplante is die langblaar wattel, verskillende wattels, wie die langblaar wattel natuurlik, Acacia longifolia, sê mos nou het 'n lang blaar, dis een wat ook algemeen voorkom, en dan is daar die suierige hakkia, of die Hakkia salinga. Nou die Hakkia salinga het letterlik op sy saadjies het hy, sê Wiek vir ons, so 2 sulke horingkies, lyk amper so duiwelhoringkies, wat gaan hak, en wat maak dat daai ding saadjie baie maklik ontkiem, veral na 'n brand. Die blackwattel of die swartwattel, Acacia mearnsi, hy is natuurlik ook 'n baie algemene ding wat voorkom. Die trosden, een van ons denneboomspesies, maar wat uitheems is in ons land, en natuurlike bloekom, die eucalyptus, wat voorkom. Nou, dis nou sommer net 7 algemene indringerplante wat hier in die fynbosstreek, in die Cape Floral Kingdom veral probleem is. En vriende, ek ry mos nou so 'n bietjie fiets. Nou kyk ek daar aan die ander kant Arabella Golfland goed. Daar is 'n projek van die kapgroepe, verskillende kapgroepe wat daar werk om skoon te maak en om te ontbos met al hierdie indringerplante. Maar weet jy, na die reentjie wat ons toe gehad het in die winter en ook die afgelope paar dae weer, sien ek nou die naweek, daar staan letterlik waar hulle nou skoon gemaak het, soos hare op 'n hond se rug weer nuwe bloekomme, nie bloekomme nie, blackwatteltjies wat uitkom, staan soos onkruid daar langs die kant. Dis die probleem, wat die goed groei, hierdie indringerplante groei, maak dit dat die natuurlike fynbos wat hier hoort,
wat deel is van daai unieke klein stukkie in die wêreld waar dit voorkom, wat dit verdrink. Nou is die vraag, wat kan ek en jy doen? Ons het die opdrag van hierdie woord uit om te sê, bewoon die aarde, bewerk dit en beheer. Neem verantwoordelikheid daarvoor. Baie eenvoudig. As jy een van hierdie 7 indringerplante in jou tuin het, haal dit uit. Haal dit uit jou tuin uit. Die probleem is nie dat dit daar in jou tuin staan nie, maar as daai boompie groei en groter word, dan dra hulle saad, hulle blommetjies in die wind, soos wat hy kan waai by ons, waai dit in die fynbos in, waar dit dan toeneem en indring en oorneem. Haal hom uit jou tuin uit. As jy tuin maak, probeer so ver moontlik inheemse spesies plant. Goed wat hoort in die omgewing. Julle een van die goed wat vir my, en ek sê dit met groot liefde, maar wat vir my verskriklik lelik is in ons dorp hier, is onder andere klomp palmbome. Palmboom hoort mos nie in die fynbos nie. Hoekom het jy 'n palmboom in jou tuin as jy hier in die fynbos area bly? En as ek nou van 'n palmboom dit praat, dan wil ek sê, daar is hierdie ander goed ook. Dit moenie hier wees nie. As jy iewers beweeg, en jy sien van hierdie indringerplante, wat so toeneem, skakel jou natuurbewaringsouens, die kapgroepe, laat weet vir hulle, sê, julle weet nie daarvan, maar daar is 'n klomp van hierdie goeders wat groei. En dan natuurlik, vir alles jy in hierdie omgewing is, of selfs ook op ander plekke, raak betrokke by jou plaaslike natuurbewaringsvereniging, aan daai ouens wat gaan om indringerplante uit te roei. Hierdie natuurbewaringsvereniging hier by ons in Kleinmond se kapgroep is elke derde dinsdag van die maand, dan is hulle besig, hulle werk hard, sonder betaling, sonder dat iemand vir hulle iets gee daarvoor. Maar bewaar hulle hierdie omgewing sodat dit vir die nageslagte bewaar moet bly. Vriende, ek praat te lank. Ek en jy as gelowiges, die verantwoordelikheid om saam met ons vennote te sorg vir die aarde. Mag ons daai verantwoordelikheid nakom, omdat ons gehoorsaam is aan die Here, maar ook omdat ons vir ons nageslag hierdie erfenis wil oorgee. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, dat U ons toevertrou met hierdie verantwoordelikheid om te sorg vir U aarde. Geef ons die wysheid, o Heilige Gees, om dit so te doen, dat U verheerlik word. Dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, ek het te lank gepraat, jammer daarvoor vanmôre. Geniet jou Dinsdag, waarmee jy ook al besig is. Ons gesels Vrydag oor 'n leidende gedagte van Sondag, waar ons 'n bietjie gaan kyk na Esegiel, profetiese boek, maar Vrydag meer daaroor. Mooi loop, geniet jou koffie en 'n lekker week.